Het jy al ooit gestop en gewonder, waar kom al hierdie krag vandaan? Die krag vir jou foon, jou ligte, alles. En nog belangriker, waar gaan dit vandaan kom? Sê maar môre. Wel, dis presies waaroor ons vandag gesels, volhoubare energie. So, kom ons spring weg. Ja, dis nogal die groot vraag, né? Dink 'n bietjie daaroor. Daai ligte wat nou aan is, die foon in jou hand, alles. Maar alles het krag nodig. Die vraag is net, waar kom dit vandaan? En miskien nog 'n groter vraag, waar gaan ons dit in die toekoms kry? Jy sien, vir 'n baie lang tyd was die antwoord eintlik heel eenvoudig. Fossielbrandstowwe. Dink aan steenkool, olie, daai tipe goed. Dis wat ons wêreld laat draai het. Maar, en is 'n groot maar, dit het 'n prys gehad vir ons planeet. Die goeie nuus is, daar's 'n beter, 'n skoner manier. En dis presies wat ons vandag gaan oopbreek. So, hierdie beter manier is nie net 'n klein idee nie, dis deel van 'n massiewe wêreldwye skuif. Hulle noem dit die skuif na skoon energie, en dit alles draai om een sentrale konsep: hernubare energie. Goed, hernubare energie klink dalk 'n bietjie tegnies, maar is eintlik 'n baie eenvoudige idee. Stel jou voor dis energie uit bronne wat nooit opraak nie. Die natuur hou aan om dit vir ons te gee. So, anders as steenkool wat ons kan opgebruik, gaan die son nêrens heen nie en die wind hou aan wy. En die beste deel, dis soveel skoner, baie minder besoedeling. Okay, so in hierdie wêreld van hernubare energie is daar so 'n paar hoofrolspelers. 5 om presies te wees. Jy het sonkrag, windkrag, hidrokrag, dan geotermiese energie en laastens biomassa. Ons gaan vinnig deur elkeen werk. Kom ons begin met die twee wat almal seker al van gehoor het. Reg, ons begin met die krag wat ons letterlik elke dag sien en voel, die son en die wind. En glo my, hierdie twee is besig om alles te verander oor hoe ons aan elektrisiteit dink. So hoe werk sonkrag nou eintlik? Dis verbasend eenvoudig. Daai blinkpanele wat jy deesdae oral op dakke sien, wel, hulle het spesiale selle in. Hulle noem dit fotovoltaïese selle en daai selle se hele werk is om sonlig op te vang. En dan, amper so stoorkuns, verander daai selle die sonlig direk in elektrisiteit. Net so. Natuurlik, geen tegnologie is perfek nie, so daar's altyd twee kante van die saak. Aan die een kant, die voordele is groot. Dis skoon, die sonlig self is natuurlik heeltemal gratis en as dit eers op is die lopende koste laag. Maar aan die ander kant die nadele. Jy's afhanklik van die son wat skyn en jou panele kan nogal duur wees om aan die begin te installeer. Goed, kom ons skuif oor na windkrag. Dink aan 'n ou plaaswindpomp, maar op steroïde. Dis basies dieselfde idee, net op 'n massiewe skaal. Die wind waai, stoot teen daai reuse limme en kry hulle aan die draai. Daai draaibeweging dryf 'n generator aan en voilà, daar's jou elektrisiteit. En net soos met sonkrag, is daar 'n kompromie. Die groot pluspunt, die skaal. Windplase kan ongelooflike hoeveelheid skoon krag maak. Maar die nadele? Wel, jy het plekke nodig met baie sterk konstante wind en jy het baie, en ek bedoel baie oop spasie nodig. So dis nie iets wat jy sommer enige plek kan opsit nie. So, ons het nou die son en die wind gedek, maar dis nie al wat die natuur ons bied nie. Kom ons kyk nou na die krag van water en die ongelooflike hitte wat diep binne in ons planeet opgesluit is. Hidrokrag of waterkrag is eintlik een van die oudste ouens in die spel. Dis 'n redelike eenvoudige proses. Jy bou 'n groot dam om 'n rivier op te dam. Dan laat jy daai water op 'n beheerde manier deur turbines vloei. Die krag van die water laat die turbines spin, die turbines dryf generators aan en daar het jy dit, elektrisiteit. Die grootste voordeel van hidrokrag. Dis betroubaar. Anders as die son wat kan wegraak agter 'n wolk of die wind wat kan gaan lê, is 'n dam se krag konstant. Jy kan daarop staat maak. Maar hier kom die groot maar. Die prys is hoog. Nie net is dit verskriklik duur om 'n dam te bou nie, maar dit het ook 'n massiewe impak op die omgewing. Jy verander letterlik 'n hele ekosisteem. Nou, hierdie een is regtig fascinerend. Geotermiese energie. Hier tap ons letterlik in die aarde se eie hitte-engine in. Dis krag wat van die planeet se kern afkom. Op plekke soos IJsland waar daar baie vulkaniese aktiwiteit is, gebruik hulle die stoom wat van diep onder die grond af opkom om turbines te draai. En die ware skoonheid hiervan, dis 'n ongelooflike kragtige skoon energiebron wat 24 ure 'n dag, 7 dae 'n week werk. Dis altyd aan. Goed, ons laaste een is 'n bietjie anders as die res. Hierdie een gaan nie oor die son of wind of water nie. Nee, hierdie een gaan oor iets, wel,
iets meer organies. Dis iets wat ons biomassa noem. En in eenvoudige terme beteken dit ons maak energie uit organiese goed. Dink aan hout, oesafval, selfs diermis of die kos wat jy weggooi. Ja, regtig. Ons vat basies afval en verander dit in brandstof. Nogal slim, né? En dis die geniale deel van biomassa. Dit vat goed wat andersins net sou weggegooi word of verrot en verander dit in 'n waardige hulpbron. Dis die uiteindelike vorm van herwinning. Maar, daar is altyd 'n maar, né? Die proses om dit te verbrand om energie te maak is nie 100% skoon nie. Dit stel steeds 'n mate van besoedeling vry. So ja, dis ook 'n kompromie. OK, so ons het nou gekyk na son, wind, water, die aarde se hitte en selfs plante. 'n Hele rits opsies, maar die vraag bly, hoekom? Hoekom is hierdie hele skuif na hernubare energie so verskriklik belangrik? Kom ons kyk na die groter prentjie. Op die ou end van die dag kom dit hierop neer. Elke keer as ons kies vir 'n hernubare bron, kies ons vir minder besoedeling in ons lug en water. Ons help om die pas van aardwarming te vertraag. Ons beskerm die kosbare natuurlike hulpbronne wat ons het. En, heel moontlik die belangrikste van alles, ons belê in 'n toekoms waar ons kinders en hulle kinders ook die ligte sal kan aanskakel. En dit los ons met hierdie laaste groot gedagte. Die tegnologie bestaan reeds. Die bronne, die son bo ons, die wind om ons, die water in ons riviere, dis alles hier. So die vraag is nie meer of ons hierdie verandering kan maak nie. Die vraag is nou, hoe gaan ons dit doen? Hoe vinnig kan ons hierdie ongelooflike skoon kragbronne inspann om ons wêreld aan te dryf? Dis iets om oor te dink, né?